Julle kan dan julle Bybels oopmaak by Matteus 5. Ons staan vanaand stil by Sondag 41, die 7de gebod. En ons gaan hoofsaaklik na hierdie tema kyk, net uit Matteus 5, Jesus se bergpredikasie. Jesus spreek hierdie vir sy disippels, is wat vers 1 van hoofstuk 5 sê. Hy het sy disippels geleer, so met ander woorde, hierdie is volgelinge van Jesus. En dan wys hy hulle, hoe lyk die wet van die koninkryk. Eers in die saligsprekinge, en dan verklaar hy die 10 gebooie, of hy gee hierdie gevalle studies van hoe om die wet te verstaan in die koninkryk wat hy bring, wat hy leer. En dan gee hy vir ons 'n paar voorbeelde. So 'n paar weke terug het ons ook gekyk na die bergpredikasie in wat Jesus ons leer oor eedswering. En daar het dit ook gewys, dit gaan oor ons harte. Die wet in die koninkryk gaan in eerste plek oor ons harte. Maar kom ons lees nou net hierdie een gebod wat Jesus hanteer in vers 27 tot 30. Hoor die Here se woord. Hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. En ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Net daai paar versies waarby ons stil staan, en dan lees ek ook Sondag 41 van die katekismus. Wat leer die 7de gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Dan verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie. Omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Dis dan nou waarby ons stil staan vanaand. Julle, hierdie gebod is regtig 'n probleem. Die oortreding van die gebod. Nie die gebod nie, die oortreding van die gebod. Dis regtig 'n probleem in ons samelewing. Net soos die vorige gebod waarby ons was, die 6de gebod, aborsie word gedoen sonder om te blik of te bloos. Net so die 7de gebod, dis blaatant. Iemand sê, ons is nou, die westerse samelewing is vir die eerste keer, sê maar die afgelope 50 jaar, weer waar die antieke heidense, Griekse en Romeinse samelewing was as dit kom by huwelik. Reinheid en kuisheid. Seksuele sondes om ons is regtig verskriklik. Jy lees van die predikant wat in sonde val, en dan is daar nog hierdie geslag wat bykom by die alfabet mense, en dan nog hierdie pedofiliese verhouding.
En dan ry verby 'n plakkaat waar die vrou nie eens behoorlike klere aan het nie, en dan dink jy, was Jesus regtig ernstig toe hy hierdie geleer het? Hoe is dit moontlik om so rein te lewe in sy koninkryk? Ons is reeds in sy koninkryk, maar dis die wêreld waarin ons lewe. Weet julle, Jesus was ernstig, en hy is nog steeds ernstig. Hy is so ernstig, dat hy na die ekstreem gaan in hoe jy hierdie onreinheid moet hanteer. Ruk jou oog uit, en kap jou hand af. Hy is ekstreem radikaal. In sy koninkryk soek hy radikale reinheid. Jy moet so ekstreem radikaal wees oor seksuele reinheid, dat jy jou oog sou uitdruk en jou hand sou afkap om dit te ontvlug. Jesus begin nou met vers 27. Dan sê hy, is gewoonheid die 7de gebod. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Dis die woorde van die 7de gebod. Daar's niks vreemd daaraan nie. En met daai woorde probeer Jesus nie die 7de gebod weggooi of te sê dit was half of die Ou Testament is bietjie gebroke of iets van die aard nie. Hy sê net, julle het gehoor, hier was hierdie gebod. Maar mettertyd het hier nou 'n verkeerde klem gekom. En dis die klem op die uiterlike. Ons gaan nou weer terugkom daartoe. Ons kyk net eers, wat is hierdie gebod wat aan die mense van die ou tyd gesê is? Jy mag nie egbreek nie, want dit is steeds, dis Christus se wet, dis die wet van Eksodus 20, dis nog steeds dieselfde Jesus wat nou praat. Daai gebod sê, jy mag nie egbreek nie, en daai egbreek woordjie sê net, jy mag nie met enige iemand anders as net jou eie vrou slaap nie. Dis egbreek. So daai woordjie gaan nie in die eerste plek oor, jy mag nie skei nie, dit ook per implikasie, en Jesus hanteer dit ook daar in die bergpredikasie net hierna. Het gaan oor seksuele onreinheid. Jy mag nie met enigiemand anders as net jou eie vrou slaap nie. As jy skuldig bevind is aan oorspel, of om met jou naaste se vrou te slaap, is albei gestenig. Jy het die doodstraf gekry vir die oortreding van hierdie gebod. Nou net dit, net vers 27, is reeds baie radikaal. As jy daai sê, jy mag nie egbreek nie, en die Here haat dit so, dat hy dit met die dood laat straf het in die Ou Testament, gaan hulle jou gooi met tomaties. Ons regering maak abortus wettig, en straf ouers wat hulle kinders wil tugtig met 'n roede, maar voel 'n veer oor die vernietigende effek van oorspel, rondslapery. As jy met iemand praat oor die moontlikheid van doodstraf vir oorspel, sal hulle al sê, "Sjoe, dis bietjie radikaal ekstreem." En dis omdat ons reeds gewoond geraak het, selfs aan hierdie uiterlike uitlewing van die oortreding van die 7de gebod. Selfs die buitekant, die toppunt van die ysberg, soos wat die gebooie is nie meer vir ons vreemd nie. Ons het ingekoop in 'n sensuele en oordrewe seksuele samelewing. En dis nou nie in die handves van menseregte nie, maar almal het die reg tot 'n gelukkige seksuele lewe. Ons is ingekoop in die idee dat seksuele begeerte of die eufemisme daarvoor liefde net groter is as ons albei. Dis in elk geval wat binnelanders in 7de laan vir jou wys as jy 'n sepie kyk. Dis iets wat oor my kom en ons kan dit net nie beheer nie. Ek kan nie beheer op wie ek verlief raak nie, en dan daai liefde maar net, daai verliefdheid maar net weer 'n eufemisme vir seksuele welis. Ons is gewoond daaraan
om te hoor, daar's net nog iemand wat geval het. En daarom is net gewoon die uiterlike verbod op oorspel in die 7de gebod reeds vir ons ekstreem radikaal. Maar Jesus, dieselfde Jesus wat hier praat, was doodernstig in Eksodus 20. Oorspel vernietig gesinne, dis regtig aaklig, dit vernietig lewens. Maar dit gaan verder as net oorspel, of nou om net met 'n ander man se vrou te slaap. Die uiterlike oortreding is selfs nog meer radikaal in wat Jesus leer verder in die Nuwe Testament. Galasiërs 5 vers 19 sê, byvoorbeeld, daar's baie ander verse wat ook hieroor gaan, die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, dis daai egbreek, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. En dis 'n lysie van sondes van die vlees, sondes van seksuele onreinheid. En die wat daarin hard, sê die volgende versies, die wat hierin volhard, kan nie die koninkryk van God ingaan nie. So hier is ernstig, dis regtig ernstig. En weer eens, dis radikaal. Daai woordjie hoerery is die woordjie porneia, dis vir ons die woordjie pornografie kry, ons gaan net nou terugkom na dit toe. Maar hoerery in die Nuwe Testament is die sambreelterm vir seksuele sondes buite die huwelik. So in een sin kan ons sê oorspel pas binne in hierdie sambreelterm. Hoerery, seksuele sondes, oorspel is een daarvan. En daarom sê ons uit die skrif, enige seksuele verhouding voor die huwelik is ook hoerery. En daarmee sê jy nie, as ons moet versigtig wees as ons hierdie woord gebruik, hoerery, as jy met iemand praat daaroor, jy sê nie die persoon is 'n hoer of 'n prostituut as jy daai woordjie hoerery gebruik nie. En dit is baie keer hoe hulle dit kan hoor, so jy moet of verduidelik wat jy sê of jy moet 'n ander woord gebruik. Maar dit is enige seksuele verhouding voor of in of buite die huwelik wat die Here verbied. Dis hoerery. Daai onreinheid en ongebondenheid, beskryf dit verder, is vuil, besmet in seksuele sondes. Dis nogal natuurlik alle sonde maak ons vuil, maar die 7de gebod daar's 'n neiging deur die skrif te sien, die 7de gebod se oortreding maak ons vuil. En ons het dit ook so aangeneem in ons taal, onreinheid, seksuele onreinheid noem ons vuil. Jy het vuil gedagtes of jy maak vuil grappe, dit besmet jou. En dit is ook omdat dit jou gewete besmet, dit maak jou skaam. Dis onreinheid en ongebondenheid om nie gebind te wees aan een vrou nie. So die positiewe kant, reinheid en gebondenheid sê dis alles bedoel net vir een vrou of man, dis jou vrou of man. Dis radikaal. En dis hoekom 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou, weghou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. In heiligheid en eer moet jy jou vrou soek en uiteindelik haar kry. Dit is so ernstig dat Paulus in 1 Korintiërs 7 vers 9 sê, vir die ongetroudes, sê hy, as julle jul nie kan beheers nie, trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Want hy weet, hoerery is vernietigend. Maar die radikale karakter van Jesus se wet stop nie eers net daar nie. Hoerery voor en in die huwelik nie. Hy gaan verder. Kyk wat leer hy in vers 28. Maar ek, en daar in die Grieks is 'n dubbele ek, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het.
Jesus verduidelik in sy messiaanse gesag as die Christus, die koning, wat die ware radikale karakter van die 7de gebod is. Weereens, hy probeer nie die Ou Testament weggooi of te sê dat dit gebreke gehad nie. Hy probeer net sê, hier het 'n ding ontstaan. Maar ek as Messias gaan julle nou weer leer wat is die oorspronklike bedoeling van hierdie gebod. So die oortreding van hierdie gebod lê dieper as net die uiterlike oortreding daarvan. Dit begin in jou hart. En daarmee leer Jesus ons iets baie belangrik van sonde en van geregtigheid. Sonde is nie net die uiterlike oortreding nie. Ons kan 'n klomp sondes noem en ons is lief daarvoor om ander mense se sondes te noem. Sondes in 'n lysie, uiterlike oortreding. Maar sonde is nie net uiterlike oortreding nie. Dit begin in jou hart. Alles wat jy doen, kom en begin uit jou hart. Jesus leer dit in Markus 7. Hy sê, dit wat van buite af kom, maak jou nie onrein nie. Jy kan so vuil wees as wat jy wil en nooit bad nie, maar dit uiteindelik is nie wat jou onrein maak nie. Die onreinheid, wat reg deur die skrif, ook die Ou Testament wette van onreinheid, wys vir ons, hier's 'n dieper probleem, want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Sonde kom uit jou hart uit. En daarom, net 'n kantnota, daarom kan ons nooit sê, hierdie ding wat met my gebeur, die sekretarisse of hierdie plakkaat of watter omstandighede dit ook al is, het net oor my gekom en dit het my laat sondig nie. Dis van buite. Dit wat van buite is, kan nie jou onrein maak nie. Dit kom van binne. Net soos dat ek uiteindelik nie kan sê, jy maak my so kwaad nie, dat ek moet sondig nie. Jy dwing my om te sondig met jou optrede. Dit kom van binne. Van binne, uit jou hart kom die sonde. En daarom sê Spreuke 4 vers 23, daai bekende versie, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaar jou hart. Die rede hoekom selfs die kerk gewoond geraak het aan die seksuele sondes om ons is deels ook omdat ons hierdie radikale karakter van God se wet en ons eie sonde vergeet het. Wou vergeet het. Dis hoekom die kerk goedkoop genade verkondig. Dis hoekom die kerk sukkel met behoorlike evangelisasie waar jy sien mense se lewens verander. Dis hoekom die kerk uiteindelik sukkel met ook predikante wat in sondes val. Dis hoekom ons self ook baie keer sukkel met ons vordering in heiligmaking. Want ons maak soos die fariseërs en die skrifgeleerdes hier en ons fokus net aan die buitekant. Ons was die beker aan die buitekant. Die goedkoop genade sê, jy moet net so mooi leef, dan is jy reg in die kerk. Maar as ons by die hart, die radikale karakter van Jesus se wet kom, dan gaan ons sien, ons het in alles hom nodig. Want hy spreek ons harte aan. Ons hou nie daarvan nie, want dit is net te radikaal. God soek jou hart. Hy soek jou emosies en jou gedagtes en jou begeertes en elke besluit wat geformuleer word in jou hart. Enige deel van jou emosie of 'n gedagte of 'n begeerte en 'n wil wat in stryd is met God se radikale heilige wet, is nie regverdig nie.
dis nie goed nie. As dit nie 100%, selfs die kleinste deeltjies van 'n gedagte van 'n splitsekonde, as dit nie konformeer tot wat die standaard van Jesus se wet en sy reinheid is nie, dan is ek nie regverdig nie. So kyk wat leer Jesus dan nou spesifiek oor die 7de gebod. Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, dis nie net kyk nie. Jesus verbied ons nie om met vrouens in die oë te kyk nie. Dis ook nie om skoonheid of aantreklikheid te erken in die Here se skepping nie. Hy het mans en vrouens die kroon van die skepping gemaak. Mense is mooi. Alhoewel ons versigtig moet wees daar. Dis kyk om te begeer. Dis kyk om te kyk. Saam met 'n seksuele welis wat begin broei in jou hart. Jy het dan reeds in jou hart egbreek gepleeg. Wanneer daai gedagtes begin broei, het die egbreek reeds begin plaasvind. As die uiterlike oortreding vir ons samelewing radikaal is, hoe radikaal ekstreem is hierdie nie? Jy is skuldig as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer. Iemand het 'n keer gesê, dis presies wat die fariseërs hier gedoen het. Ons mag, of ek mag op die menu kyk, maar ek sal by die huis eet. Met ander woorde, ek mag maar 'n bietjie rondkyk, solank ek net heeltyd my vrou getrou bly aan my vrou uiterlik. Ek mag 'n bietjie kyk wat is mooi en ek mag maar 'n bietjie dink, solank ek net by die huis eet. Getrou bly aan my vrou. Nee. As jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. As jou gedagtes net begin dink aan iets anders as net dit wat hoort in huwelik met een vrou, is jy reeds skuldig. Jy verdien die dood en almal van ons weet wat dit is. Almal van ons weet wat jou gedagtes doen as jy sien wat jy nie moet sien nie. Nou, net nog 'n kantnota hier. Natuurlik beteken hierdie nie die owerheid moet ons gedagtes polisieer nie, want hulle kan nie natuurlik. Dit beteken ook nie hierdie gedagtes is gronde vir egskeiding nie. Die gronde vir egskeiding in die volgende vers is juis die uiterlike oortreding en selfs herhaaldelike uiterlike oortreding. Maar Jesus leer ons hier net hoe diep gaan ons nood en ons ellende. Ons is skuldig tot die dood, selfs al sit ons met ons selfregverdiging dat ons daarom nog nie rondgeslaap het nie. Jy verdien die ewige dood. En hy wil hiermee wys wat hy wys by die 6de gebod ook, as hy sê, elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, moet verantwoording doen in die helse vuur. Ons almal is skuldig. Nie een van ons kan sê, ons is rein nie. As hierdie uiterlike gebod radikaal is, hoe radikaal is dit nie om te sê, dan enige vorm van pornografie word verbied nie. Of dit nou op 'n website is, en of dit in 'n televisiereeks is, en of dit in 'n boek is met 'n warm romantiese verhaal. Dieselfde geld vir Afrikaanse musiek, wat van 'n vrou se liggaam sing asof sy 'n kar is. As jy nou oor twyfel, kan jy vra, kan Jesus wat hier praat, langs jou sit terwyl jy dit kyk, daai series, of dit lees, of daarna luister?
Hy doen elke keer deur sy Gees. En gelowige, hy sit nie net langs jou nie, hy is in jou. Hoor wat sê die katekismes hieroor? Omdat ons liggaam en siel tempels is van die Heilige Gees. En dis nogal belangrik, beide liggaam en siel. Daarom wil hy dat ons albei suiwer en heilig moet bewaar. Nie net ons liggame nie, ook nie net ons siele nie. Albei kante was al dwalinge in die tyd van die Nuwe Testament, vandag nog steeds. Die een kan sê, die Here soek net jou hart, en uiteindelik dan kan jy maar doen met jou liggaam wat jy wil. Dit gaan eintlik net oor dit wat binne is. Aan die ander kant is soos die Fariseërs wat dan sê, nee, dit gaan net oor liggaamlike oortreding. Maar nee, ons is 'n liggaam-siel eenheid, en God self, wat heilig is, woon in ons. Ons hele wese moet radikaal rein wees, soos hy radikaal rein is. Hy sit nie net langs jou nie, hy's in jou. Hy's in jou hart, as jy daardie musiek luister. Dan gaan die katekismes verder, daarom verbied hy alle onkuise, dade, gebare ensovoorts. Daai onkuis beteken seksuele onreinheid. Kuis is dan om seksueel rein te wees. En dan volg daai dade en gebare. Alle dade en gebare wat nie pas by hierdie standaard wat Jesus leer nie. En ouers moet met hulle kinders hierdie gesprekke hê. Dit nie los vir wanneer hulle dit al self uitgevind het nie. Die Heilige Gees is in jou. Jy is nie alleen in jou kamer nie. Woorde en gesprekke. En daar ook, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Jou woorde moet presies getel wees. In jou vriendekring as jy jonk is, en dan ook jou gesprekke met 'n ander man of vrou. En dan gedagtes en liste. Jou gedagtes moet seksueel rein wees. Dit beteken al jou gedagtes en liste om 'n vrou of 'n man te begeer, moet bedoel wees vir een man of vrou. Jou man of vrou. Dan begin die katekismes met alle onkuisheid, daai lysie, is deur God vervloek. Hy haat dit. En dan daarna, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Haat julle dit? Het julle hierdie radikale reinheid, of is julle skoon? Of sny Jesus met sy operasiemes jou hart oop? Die ou vraag moet ons ook hier vra, as ons hier 'n skerm gehad het en ons kon op 'n video gespeel het, wat al jou gedagtes die afgelope week was. Watter fantasieë gaan daar wees? Al was dit vir 'n splitsekonde. Watter gedagtes gaan jou laat weghardloop as dit hier gewys word? Weet jy, daardie gedagtes is so oop, soos dit kan wees voor die beoordelaar van die hart. Ook omdat die Heilige Gees in my liggaam en siel is. Hebreërs 4
vers 12 en 13 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, skerper as 'n skalpel wat jou hart oopsny, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van Jesus doen dit moet dit doen, dit moet nou jou hart oopsny. En dan die volgende vers, en daar's geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hy ken jou hart. Hy ken jou hart beter as wat jy self kan erken. Hy weet van die gedagtes wat jy probeer ontken en hy weet van die gedagtes wat jy nie eers van weet nie. Wat jy al vergeet het. Maar hy ken nie net jou hart nie. Hy genees jou hart. En net hy kan. Jou hart is stikkend van sonde, maar hy kan met sy operasiemes, sy woord, dit oopsny en dit genees. Hy doen dit deur dit wat hy gedoen het, toe te pas in jou. Hy was self die regverdige een, sonder sonde, sonder enige sonde. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hy het regtig medelee. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. In versoeking, maar sonder sonde. Dit beteken sy versoeking was nooit uit homself nie. Hy het nooit 'n hart gehad met 'n begeerte wat hom sou versoek om 'n vrou te begeer nie. Hy het nooit een krieseltjie emosie of willis of begeerte gehad wat hom sou dryf tot selfs die gedagte van oorspel nie. Hy kon in Menlyn rondloop sonder enige onkeuse gedagte of woord of daad of gebaar. Nie eers vir 'n oomblik nie. Hy was selfs reiner as Josef. Josef daar in Egipte. Potifar se vrou het onhoudend by hom aangelê, hom selfs beveel om met haar te slaap, selfs toe hulle alleen was in die huis. Maar Josef het gesê, nee, hy kan nie teen sy verlosser sondig nie. Jesus was reiner as hy. Daardie geregtigheid gee hy vir jou, gratis en verniet. Hy stort dit in jou hart. Dis nou jy voor die Vader. Met al jou onreinheid. Jy is voor die Vader soos wat Jesus regtig was. Daar aan die kruis dra hy jou onreinheid asof hy die een is met die vuil gedagtes en die woorde en dade, asof hy die vuil hart gehad het. Hy is dood vir jou oortreding van hierdie gebod. Dalk het julle sondes van die jeug wat nog steeds jou gewete krap. En dit verskroei jou gewete. Dalk sukkel jy nog steeds met angs, as gevolg van dit wat jy gedoen het, wat jy aangevang het. Jy is so bang dat iemand net kan uitvind. Hoor die evangelie. Jesus is dood aan daai kruis, daai sonde is begrawe. En hy het sy geregtigheid vir jou gegee. En omdat hy dood is, het hy juist die mag van die sonde verbreek. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jesus werk daardie geregtigheid wat hy vir jou geskenk het in jou lewe in. Hy stort sy liefde in jou hart uit deur sy gees, sodat jy heilig kan word, skoon kan word, soos wat hy rein en heilig is.
Hy's nie tevrede met net uiterlike gehoorsaamheid nie, hy was jou hart skoon. Hy doen dit. Hy maak jou hart skoon. Hy stel jou in staat om rarig radikaal rein te wees, soos wat hy leer in vers 27 tot 30. En daarom leer hy jou ook hoe om voor te berei voordat die gedagtes en die uiterlike oortreding kom. Hy leer jou om radikaal op te tree teen sonde. Vers 28, as jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Omdat ek nie meer 'n slaaf is van sonde nie, en omdat sonde uit my hart kom, begin ek nou voorbereiding tref om my hart te bewaar. Paulus verwoord dit later in Romeine 13 vers 14, maar bekleë julle met die Here Jesus Christus, trek hom aan, en dan, hoe gaan ek al hoe meer hierdie radikale reinheid leef, van Jesus Christus wat ek nou aangetrek het, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Moenie vir onreinheid tafel dek nie. Moenie asprus wees om jouself in die versoeking te sit nie. Maak planne. En dis om hierdie rede dat die katekismes ook sê, die Here verbied alles wat jou tot onkuisheid toe kan verlei. Alles wat daartoe aanleiding gee. Alles wat slegte gedagtes en vuil woorde kan ontlok, moet verwyder word. En daarom ook, 'n naaste liefde, wil ek ook nie vir iemand anders 'n struikelblok wees, dat hy sal struikel, verlei word in onkuisheid in nie. En daarom moet ek ordentlik aantrek. Ons klere moet kuis wees. Toemaak. En daar's 'n rede hoekom hierdie opdrag vir vrouens is. Vrouens is die Eva as laaste gemaak, voor die skepping goed is Eva gemaak. Voor Eva gemaak sê die Here, dit was nie goed nie, en dan word Eva gemaak en dan sê hy, dit was baie goed. So die vrou is regtig mooi, maar nou is sonde by die pot ingegooi, en daarom struikel mans. En daarom is daar hierdie opdrag vir vrouens, hulle liggame toemaak. Natuurlik mans ook, mans moet die voorbeeld daarin stel. Dis nie net mans wat met hierdie sonde kan sukkel nie, dis ook vrouens. 'n Naaste liefde wil ek nie hê my naaste moet struikel, verlei word in onkuisheid in nie. Maar dan ook in myself gaan ek om hierdie voorbereiding te tref, gaan ek radikaal hieroor dink, so radikaal soos om jou hand af te kap of om jou oog uit te ruk. Ek kan nie meer tevrede wees met hierdie sondes in my hart nie, ek moet ekstreem wees. Natuurlik is hierdie nie letterlik nie, letterlik jou hand of jou oog uitruk. Sommiges in die kerkgeskiedenis het dit al gedoen. Sommiges het gedink, ons gaan vlug van hierdie sondes, deur in 'n klooster te gaan bly, en toe het van hulle gesien, okay, dit werk nie, want sonde kom nie van buite nie, dit kom van binne, dit kom uit my hart. Dan dink hulle, maar dan moet ek my hand afkap, dan kan ek ontslae word van hierdie seksuele begeertes. En selfs al ruk jy jou oë uit, nog steeds is nie die probleem nie, want jou siel het nog steeds oë. Jesus sê, met hierdie voorbeelde, net wees rarig, radikaal rein en radikaal in jou voorbereiding. So, hoe gaan dit nou lyk? Wel, jy gaan radikaal wees in jou stryd dalk teen pornografie, en jy gaan dit wat jy dink nou ondenkbaar is doen. Jy gaan dit vir iemand bely. En jy gaan jy hom vra om saam met jou deur die skrif te werk, dat jou gedagtes kan vul met wat Christus sê hieroor. En dan gaan jy hom vra om met 'n app jou websites dop te hou. Dis radikaal. Vlug vir die hoerery, sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 18.
kom uit die situasie uit. En wees dan radikaal oor. En dit beteken dat jy soos Josef met Potifar se vrou maak vlug uit die situasie waarin die verleiding is. Jy vermy situasies waar jy dalk alleen kan wees met 'n man of 'n vrou en veral as jy jonk en verlief is. As jy weet jy gaan struikel by die strand, maak dan planne dat jy dalk na 'n stiller strand toe gaan. Dis radikaal. En dalk dink jy, "Sjoe, maar hierdie is daarom baie radikaal ekstreem." Wel, Jesus is radikaal ekstreem. Hy sê ruk jou oog uit. Met die oog sê hy, maak planne, wees voorbereid vir dit waarna jy kyk. Soos Job moet jy sê, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Ek het vooraf besluit, en vir my oë gesê, waarna gaan ek kyk? Wat gaan ek doen as ek dalk blitsig iets raak sien? Ek gaan dadelik my oog uitruk, my kop wegwys. In jou hand, ek moet vooraf besluit, wat gaan ek doen en nie doen nie, juis om nie in die versoeking te kom nie. Of my voet, gaan vooraf besluit, waartoe gaan ek, waartoe loop ek nie. Belangrik dan om sondes dood te maak, te kruisig, beteken nie jy vra om vergifnis elke keer as jy struikel nie. Natuurlik moet jy, maar as jy net dit doen, versterk jy jou sonde. Want jy probeer met 'n vinnige gebed net beter voel oor jouself. En oor 'n lang tydperk dan leer jy jou brein 'n gewoonte. Sondig, dan voel ek beter as ek bid. Sondig, voel ek beter as ek bid. Ek maak hierdie sonde net groot. Jesus sê, wees radikaal, maak planne. En wees dan ywerig en vurig en radikaal in jou skrifstudie of jou stilte tyd en gebed, gereelde, geoefende gebed vir die werk van die Gees in jou hart, en vul jou hart dan met dit waarmee die Heilige Gees werk, sodat jy rein kan word, radikaal rein, met skrif. Vervang die gedagtes van die vlees met die gedagtes van die Gees. Dis dan dat ons regtig kan uitkom by die opdrag van Efesiërs 5 vers 3. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet selfs onder julle nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Daai opdrag sê dis moontlik. Die kerk van die Here kan rein wees, want ons is rein gewas. En dis dan dat ons juis nie net kan besig wees met die moets en die moenies nie, maar juis ook kan begin wys vir ons kinders, hoe goed is dit om te wandel in radikale reinheid? Hoe goed is dit om uiteindelik rein te wees op jou huweliksnag? Hoe goed is dit as 'n man en vrou regtig lief is vir mekaar in die huwelik? En rein te wees in die huwelik. So ja, Jesus is ernstig. Hy soek jou hart en hy soek radikale reinheid. Hy is kruis toe, het die lewe geleef wat jy nie kan leef nie, sodat jy al hoe meer word soos wat hy is. Sodat jy kan sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En daai lewe deur die geloof, beteken ons hou ons oë op hom. Die leidsman en die volëinder van ons geloof. En soos 1 Johannes 3 vers 2 dan sê, soos wat jy jou oë op hom hou, dan weet jy, as hy verskyn, sal ons gelyk wees aan hom, omdat ons hom sal sien soos wat hy is. Ons sal ook rein wees, soos wat hy rein is. Volkome. Jy kan eendag verlos word,
van hierdie vlees wat nog aan jou klou. Amen.